Kom ons net opmaak met gebed. It doesn't matter if we 10 or 1. We are preaching the gospel of Jesus Christ and that's it. Amen. 1 or 10, we're still preaching the gospel of Jesus Christ. Amen. Kom ons saam bid. Here, ons kom by U vanmôre. So dankie vir die krag en die salwing van die Heilige Gees. Dankie dat U ons, Here, deurdra in die week wat verby is. Dankie dat alles goed verloop in hierdie hele week. Gister ook, Here, ons bid in Jesus naam, dat U naam sal verhoog en vereer word in alles wat ons doen vandag. Bid vir die wat by die huis is vanmôre, Here, dat U vir hulle sal aanraak, dat hulle sal gewaar dat U teenwoordig is by hulle, Here. Ons bid in Jesus naam. Ons bid vir Thys, vir genesing vir sy voet, Here, in Jesus naam. Ons bid, Here, dat U sal magtig beweeg in elkeen se lewe in hierdie gemeente, Here, tot eer van die wonderlike naam van Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons hier in loop en prys vanmôre, vir al die ere, alle lof en prys en aanbidding. Dan moet daar jou tiendes en opgawes te gee. Daar is jou kind. Ek sal die vrees in die lewe, ek wil nie staan. Thank you.
I stand, laying my life at your feet, Lord, giving you all that I am. Through the blood, into that presence,
We worship you, Lord. What's our beautiful word? You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are holy. You are mighty this morning. Unto thee be honor and glory. We bless the name of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. U mag nie sit plek en neem baie dankie. Lyk my is ons altyd die son die winter begin die manne met die hoese en die goede soos dit, jy weet. Maar dit is niks. Ten spyt van die hoese, ten spyt van die siektes, ten spyt van die finansieprobleme, ten spyt van alles, dien ons die Here. Daar is geen disipel in die Nuwe Testament wat die pad geloop het, wat skatryk was nie. Geen. Daar is nie een. So, hy sê dan, vat jou kruis op en volg my. Dis wat die Here Jesus sê. Neem jou kruis en volg my. En my kruis is nie jou kruis. Jou kruis is jou kruis. Spesiaal vir jou ontwikkel. Sodat dit jou kan deelvat. Wat jou kan help. En jou kan, in die tyd wat ons inlewe, die tyd wat nie goed is nie, kan help om deur te gaan. Amen. Die feit bly staan. Die feit bly staan. Dat is 'n feit. Jesus kom weer. Die feit bly staan. Die wat jy sê, of ek sê, die feit bly staan. Jesus kom weer. Die woord sê, niemand weet wanneer nie die Vader in die hemel weet. Maar, hy kom. En ons skreef dit al, want ek is al oor die 50 jaar gered, skreef dit elke jaar, die Here kom. Maar my 50 jaar op aarde is soos 0.5 van 'n dag vir die Here. Wat 1000 jaar is soos 10 dag vir die Here. So jy kan sê, hy is 2 dae weg van die aarde af. Dis 2200. Wat ons in bly. Maar ek moet vir jy sê, kind van God, sy tyd is naby, baie, baie naby. Ek wil net hier so drink gou. Ek wil net gou my keel reg kry. Die waarskuwings, daar is baie waarskuwings wat God vir mense gee. Maar daar is een wat bly staan tot vandag toe. Wat vas staan. En dit lees ons in Hebreërs 9 vers 27. Dit is 'n waarskuwing, dit sê. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Hierdie staan van die begin van tyd af vas. Jy leef 'n lewe op aarde. En jy leef jou lewe op aarde vir jou toekoms. Nie op aarde. Maar as jy daai visioen vir die aarde het, dan het jy 'n probleem. Jou visioen moet wees vir die toekoms. Omdat daar hierdie dood, en almal van ons gaan daardeur, behalwe as die wegbraak nou plaasvind, gaan ek nie daardeur, dan gaan ons nie verander word. Maar, almal van ons gaan daardeur die dood. En die engel van die dood wag vir jou. Hy wag vir jou. Op die bepaalde tyd wat God gespreek het, wag hy vir jou. En wanneer jy doodgaan, is daar geen meer vergifnis as jy klaar dood is. Party kerke preek het van purgatory, hy call it. Dit is 'n plek waar hulle sê die siel gaan, en dan kan die mens op die aarde vir die siel bid, dat hy tot verandering kan kom. Dit is nie so. Werk nie so. Jesus sê, na die dood, na jy klaar is, dan verwag
jy die volgende stap van hierdie reis wat jy nou op is die oordeel. Nou oordeel, volgens mens is dit. Jy weet, ek oordeel jou vir jou klere, ek oordeel jou vir, miskien, dat jy hele lyk en jy dra dieselfde rok vir die laaste week. Ek oordeel jou, dat jy nie meer mooi kan het nie, en jy kom met gedonk by die kerk aan. Ek oordeel jou, omdat ek dink ek is beter dan jou. Dis die oordeling. Dis menslike oordeel, maar God se oordeel is vir ewig. Jesus is 'n ewige waarde in hierdie oordeel. Wanneer hy met jou praat, skoon my, wanneer hy vir jou kom iets sê vanmôre, dan moet jy weet, as hy iets vir jou sê, en ek het baie keer dit van die kansel gesê, daar is een persoon in die hemel wat gaan getuig vir jou of teen jou. En dis die Heilige Gees. Hy is vir jou, omdat jy die Here gedien het met jou hart en siel en alles. Hy is teen jou, as hy met jou gepraat het, en jy het nie gedoen wat God gesê jy moet doen. Dis 'n feit, soos die feit van die dood is 'n feit. Maar, wanneer jy geoordeel word, dat het heeltemal anders. Daar is nie meer 'n jury wat daar gaan sit nie. Daar is nie meer 'n advokaat wat vir jou gaan opstap nie. Jy gaan alleen staan. Daar is baie spekulasies oor die dinge. Ek sê dit, wat er gebeur met die ryk man en Lazarus, gaan met jou gebeur. Want wanneer jy in daai dimensie is, sal jou hele verstand oorgaan, na jy weet hoekom jy daar is. En jy weet hoekom, hy het geweet hoekom hy daar is. Daai ryk man het geweet hoekom hy daar was. Hy het geweet. En toe smeek ek ons van Abraham, ag, asseblief stuur net iemand terug, laat ons met my broers gaan praat, as iemand uit die dood het kom daar. Toe sê Abraham vir hom, maar luister hierso, hulle het mos die woord en die profete. Jy sien, dit is die ding. Die oordeel gaan oor gehoorsaam aan die woord van God, en gehoorsaam aan die gees van God, en gehoorsaam aan wat God vir jou gesê het jy moet doen. Wanneer jy voor hom staan, en jy weet, ek kan vir jou sê, daai dag gaan eintlik 'n verskriklike dag wees vir party mense. Want daai dag staan jy voor 'n lewendige God, waar die engele, triljoene engele vir hom buig elke sekond, en skree heilig, heilig, heilig. So groot is hy. Nou, ons praat nou van Jesus, ons praat van die Vader. Die Vader kan jy gaan lees, hoe Jesus gaan lees jy in Openbaring 1. Gaan lees daar, wat sê dit, hoe lyk hy nou? Die woord sê, as hy praat, is so stemme, jy kan dit nie verduidelik nie, hy kon dit nie eens verduidelik nie daaroor. Die krag van sy teenwoordigheid het hom so gemaak dat sy liggaam so dood gegaan het, hy daar aan die slaap geval. Ek wil net vir jou sê, dis 'n werklikheid wat vir ons wag, elkeen van ons, na ons hier op aarde gewoon het. Waar is jou toekoms? Dis een waarskuwing. Hierdie waarskuwing, en weet jy wat die ding is, dat hy sê Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle, dat elke ydelle woord, wat uit jou mond, wat 'n mens spreek, of praat, daarvan moet hy rekenskap gee, in die oordeel. As jy daar in die hoek praat met aan, dat sissie op 'n boetjie sê, jy weet, God het dit. As jy 'n ydel woord gespreek oor iemand se lewe en hulle afgebreek, God het dit gehoor. As jy met jou vrou persoonlik praat in die bed, jy weet, ek kan nie daai ou verdra nie, en voel of hy my, en jy weet, ek voel nie goed, my dron, ydel woord. Jy mag dit nie doen nie, eintlik mag jy dit nie doen. Wie kan jy iets spreek, dit lewendig sal word, jy kan nie. Dit God gee jou die vermoë om dit te doen, maar jy self kan dit nie doen. En hierdie ydelle woorde,
die mense wat so praat en sê dinge wat hulle nie moet sê nie, wat nie in stryd is met die woord van God, wat die ismes van die wêreld in die kerk intrek. Ek het hierdie week gekyk, na so die bietjie studie gedoen van hoe het die kerk eintlik verander? Hoe het die mense verander in die kerk? Die kerk het soveel verander dat dit verwêreld geraak. Dit het heel wêreld geraak. Mense verstaan dit nie. In die ou tyd was dit nie toegelaat nie om dinge te doen wat jy wil. Jy sal onder gesag kom en jy sal gesag respekteer. En as jy dit nie doen nie, en as jy skinder, bring jy voor die oudere. Nie daai notas gevat nie, Shane. Gaan nie oor dit nie. Dit gaan om die woord van God to keep it pure. That people's lives can be changed by the pureness and the power of the word of God. That's it. But if you live not pure, en jy is katterig en bekleierig en jy vloek en jy skel en jy doen al die ander dinge wat jy nie moet doen nie, dan het jy vervuil geword met die wêreld. Maar jy gaan rekenskap gee, ek gaan rekenskap gee. As jy so van die woord afpreek, en ek doen dinge wat teenstrydig is die woord van God, moet jy weet. As jy 'n leraar is, moet jy weet. As jy dinge doen wat God se genade, liefde, en hierdie goed te skenk, moet jy weet, ek weet dit, dat jy so vir God moet boet vir dit wat jy gesê het, wat hy nie gesê het. Kom ons net eerlik wees hier so vanmôre. Die hele wêreld het so baie leerlinge nie. En elkeen dink hy's reg. En elkeen is vasgevang in hierdie lering wat hulle doen. Elkeen, ek moet verander. Want ek besef dat dit wat ek doen, dit wat ek sê, kan 'n mens se lewe verander. Net God kan. Deur die Heilige Gees kan. As jy die Heilige Gees in jou het, jy spreek die woord, dan plant jy die saad. Maar as jy nie die Heilige Gees in jou het, jy plant, is niks saad nie. Dis onkyk. Dis wet, tradisie, al die goede gaan daarin. Dis die woord. Die woord is suiwer. Die woord bring verandering. Die woord maak nuut. Die woord tel op. Die woord help jou. Jy weet, ek het 'n punt in my lewe gekom waar ek ook so guilty gevoel het, jy weet. Ek was in die bediening. Ek was uit die bediening gaan, omdat die ouens kon nie bekostig met die kerk op te hou. Toe moes ek maar terugstap en uit die bediening gaan. Toe loop ek. Vir 2 jaar het hierdie Brits gesukkel. Ek het gevoel, ek het God geval. Ek het so gevoel. Vir 2 jaar bid ek elke oggend, elke aand, elke middag. Wanneer ek 'n kans kry om te bid, dan bid ek vir die saak. En eendag toe sê die Here vir dit vir my, I want you to go to this church. And you will stand there and he will call. And you will go and you'll be set free. But jy bring op binne in jouself. En ek het gewonder, ek sê vir die kinders wat kom, ons gaan na hierdie kerk toe vandag. Wat? Ek sê ja. Maar daai kerk is 'n ou kerk, so doorig. Toe wat kom ons gaan? Met die Here gesê ons gaan ons. Toe gaan staan ek daar in hierdie kerk. Toe daai pastoor 'n uitnodiging gee. Toe gaan Brits uit vorentoe en toe kom hy tot bekering weer van nuut verlossing van die sondes en verlossing van die guilt feeling wat ek gehad het, wat ek moes nie, dis mos nie my werk, hier is Here se werk. Ek het niks gedoen om die werk te laat val nie. Die mens het dit gedoen. En elke mens wat dit doen, gaan rekenskap gee by die Here. En dit is 'n feit. Dat ons sal almal voor, na ons dood is, by God uitkom, of by the mercy street of Christ, die regterstoel van Christus, of jy gewag tot die groot wit oordeeldag, dan gaan jy staan voor God die Vader. Daar is hierdie dinge, is 'n feit. En jy kan sien, die hele wêreld is besig om weg te draai, hulle propageer al die verkeerde leringe in die skielik. En dit is hoe die duiwel werk. Hy kom in die kerk en hy begin met 'n ding. Hy doen dit nie dynamisch one time. Stadig begin hy met die mens werk. En die mens begin na hom luister.
En iewers skielik is die mens nou in 'n posisie. En iewers skielik begin daai mens die propaganda van die duiwel in die kerk inspoeg. En dan begin die mense verander. Die mense gees begin verander. Die hele attitude, mindset begin verander. Mense begin verander. En op die einde is daai kerk nie die kerk wat die Here Jesus wou gehad het. Dit is 'n kerk wat die duiwel wou gehad het. En dit is die probleem. Dit is een van die dinge wat ons weet. As ons doodgaan, gaan ons rekenskap gee. Elke eindelike woord gaan ons met rekenskap gee vir wat ons doen. En jy het hier nie 'n toekoms nie. En dis die snaakse ding. Jy kan spaar en jy kan aangaan. Dit beteken nie jy gaan dit maak tot daai tyd. Ons leef 'n dag op 'n slag. Een dag op 'n slag. Ja, dat is baie beplanning, maar dit, ek kan nie sê ek gaan môre hierso wees nie. Ek kan jou leef 'n dag op 'n slag. Ek kan jou vandag sien, môre sien ek kan nie meer nie. Dan jy huis toe of hel toe. Dit is die verskil. Ons leef op 'n dag. Wat ons vandag doen, moet ons die meeste uitleef vir Christus Jesus. Môre is nog 'n dag. As jy môre maak, dan gaan jy dit maak sodat God kan geëer word, omdat dit is wat jy is, jy wil dit doen. Ons moet verstaan. Net soos ons. Net soos ons. En hier soos jy in Jakobus 4 vers 14 sê, julle weet nie eens, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe. Dit is tog maar 'n damp. Wie 'n damp? Mist. Engels sê mist. It's a mist. Jy sien ons die mist op die highway ry. En soos dit, jy sien dit nou en dan is weg. Dis ons lewens. Ons lewens is net soos dit gelyk. Ons is hierso vandag, en môre is ons nie meer hierso. Ons was hierso. Daarom is dit belangrik dat jy moet weet. Na die oordeel is daar 'n ewige verdoemenis of 'n ewige lewe wat vir jou wag. En jy kan sê wat jy wil en doen wat jy wil. Dis is 'n feit. Petrus maak 'n verklaring. En ek vra jy vandag, wie eintlik ben hier vanmôre? Jy sê Jesus, ja. Daar's baie mense wat Jesus se naam gebruik en kom nêrens mee. Laat ek sê wat sê dit sê. Pieter sê, 1 Petrus 5 vers 8, wees nugtig en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy soek jou. Jy's uitgekies so. Die dag jy tot die Here tot bekering gekom en die Here Jesus begin volg, is jy uitgekies word as sy vyand. En hy gaan seker maak, hy gaan jou aanval. Met alles wat hy kan, sal hy dit doen. En hier staan 1 Petrus 4 vers 7 sê, en die einde van alle dinge is naby. Wees dan ingetoe en nugtig om te kan bid. Jy sien, dis die ding. Ou kom, wat jy wil bid, dan kom jy dan, wat jy oor dit. Dan kan jy nie suiwer bid nie. Jy kan nie, jou gesindheid is nie meer so nie, dat jy wil bid met 'n ware hart voor die Here, omdat jy dink aan hierdie ou, en dan dink jy aan daai ou, dan dink jy aan hierdie geld, en dink jy aan hierdie ding. Hoekom gebeur dit met my? Hoekom is dit so? Hoekom is jy ryk? Al die mense wat in die wêreld is so ryk en ons is so arm. Jy sê, dit is wat jy moet los. Jy moet nie met dit aanhang nie. Met dit moet jy los. En wanneer jy dit los, is wanneer jy jou gedagtegang en jou gees en jou siel begin infokus by die Here, en dan bid jy. Even if you have to go to the valley of shadow of death, you will pray, because all you know is Jesus. Jesus is the answer. Jesus kan alles doen vir jou vanmôre. Omdat hy is die begin en die einde. Hy alleen kan jou lewe verander vanmôre. En jy sê, wat sê jy nou? Ek sê vir jou broer en suster, luister wat ek sê vir jou. Jy moet wegkom van hierdie ander tradisies en die goed en die ismes, wanneer jy die kerk inkom, en jy kyk na die ander kerk, en ek sê, oh Lord, how did it not change?
Ek weet, in die begintyd, toe die kerk begin het, was daar nie 12 disciples eintlik. Petrus het van Judas Iscariot gevat, maar ek weet, daar was 12. En al 12 van hulle was onderdanig aan Petrus. Scary, hè? Hierdie manne, wat saam met die Here geloop het, wat die wonderwerke gesien het, wat hierdie dinge beleef het in hulle lewens, hierdie manne, was hier miskien onderdanig aan Petrus en die Heilige Gees. Of die Heilige Gees en dan aan Petrus. En ek wil jou sê, ons leef in die tyd vir die koms van die Here. Kyk na die wêreld en om jou. Kyk in Suid-Afrika, vergeet van die wêreld om jou, kyk in Suid-Afrika. Waar is die geld hier? Die waarde van die geld beteken niks. As jy ingaan, petrol beteken niks meer, jy moet net betaal te ry. Die ander swart lande om ons, betaal minder petrol per liter wat ons betaal. Kan julle glo? Baie minder, wat hierdie water is, die water het. Ek wil net vir jou sê, dis tyd om wakker te word. As jy wil huis toe gaan, moet jy maar begin wakker word. Jy moet jou, die mense wat jou so afbreek en dinge vir jou doen, en die mense wat sleg van jou praat, die mense wat moet jy begin skei uit jou lewens, kyk uit. As jy staan jy alleen staan, liefste met Jesus. As jy alleen staan liefste met Jesus Christus, dan gaan jy hemel toe. Die staan met die ander manne, wat jou aftrek en afbreek en al die goed, vergeet vir dit. Gaan nie oor dit nie, man. Hierdie elke uitdele woord is teen ons, soos 'n groot vraagteken teen ons lewe. Hierdie elke uitdele woord. Ek wil net vir jou sê, kind van God, dit is noodsaaklik om wakker te wees nou. Noodsaaklik. Jy kan nie meer doen wat jy wil nie. Jy kan nie sê wat jy wil nie. Jy weet, ons moet wakker wees. Hier so sê in Filippense 4 vers 13, ons ken hierdie skrif so uit ons kop uit. Ek is tot alles staat deur Christus wat my die krag gee. As hy die krag gee dan, moet jy ander dinge los. Hy gee jou krag om dit te los. As hy jou krag gee, moet jy hierdie dinge los. En dan jou hart. Die hart is die oorsaak van al jou bitterheid in jou lewe. Jou hart, vrot miskien, al is die buitekant hierso, lyk jy soos heilig en whatever. Maar hart is wat God sien. Gewoonlik die hart wys die waarheid in 'n tyd. Dit kom deur in die persoon self. As jy wil 'n persoon regtig leer ken hulle hart. Dan sien jy wat 'n tipe mens is dit, regtig. Al die goed is weggevat, wanneer jy voor God staan en kyk na jou hart. Jy moet jou hart bewaak. Jy moet seker maak dat jou hart is reg. Jy maak seker dat jy met jou hart oppas. Oppas, sodat Christus kan geëer word daarin. En jy weet, hierso sê, hierso in Korintiërs 10 vers 12 en 13, daarom, wie neem waar hy staan, moet oppas, dat hy die volk. En dit is ons mens, ons dink ons is Peter. Ons is mense so dit, en dan, dit is die ding wat jy moet stop. Want môre val jy, en dan wonder jy kom dit met jou gebeur. Jy moet nederig bly. Jy moet ingetoe wees by Christus Jesus en die Heilige Gees, sodat hy jou kan lei, dat jy op die regte pad moet wees. Help my, ek ken al die goede, want my lewe is vrot. En my lewe is nie reg nie. Dit is 'n skande, dat kinders van die Here tot daai plek gekom het, waar hulle nie meer leef soos hulle moet leef. Ons kan nie so aangaan, jy kan dit mis.
Jou ewigheid is in gedrang vandag. Wat 'n ewigheid gaan jy hê? 'n Ewigheid by Christus of 'n ewigheid in die hel? Wat 'n ewigheid wil jy hê? Ek sê dit altyd by begrafnis. Die ou wat Jesus bepaal het waar hy wil gaan, bepaal op aarde. En dit is wat jy doen. Jy bepaal jou eindtyd waar jy wil wees. Vir miljoene jare, biljoene jare gaan jy teenwoordig in die hel wees of in die hemel by die Here. Kyk, baie mense het altyd iets te sê oor die hemel, maar niemand weet eintlik wat daar gaan. Want jy is nog nie dood nie. Wanneer jy dood is, skakel jou brein oor na wat God wil hê jy weet en jy sal weet. Niemand hoef vir jou te sê nie, jy sal weet. As jy in die hel is, sal jy weet hoekom jy daar is, en wat jy sal weet. God sal vir jou sê, dis hoekom jy daar is, jy die dinge gedoen. En ek het vir jou gesê, vir 30 jaar praat ek met jou, Ralfie, en jy luister nog nie. En so gaan jy dood, man. Jy sien, so dis die ding, wat ons moet oppas vir. Hy sê hier so 2 Johannes, 2 Johannes 1 vers 8 sê, wees dan op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons die arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Baie mense gaan baie verloor. Hierdie loon het nie te doen met geld, dit het te doen met ewigheid, krone, dit het te doen met daai goede wat God voorberei het vir jou. Hier is die loon. Hierdie loon wag vir jou. Of kom Sunny verby jou, wat jy al die jare geskil het, kom en sy kry 'n groot kroon en jy kry niks. God gee vir haar autoriteit en die kennis daarvan. Jy sien, dit is die ding van hierdie loon. Hierdie loon word gemeet aan jou hart en die werk wat jy doen vir Christus. Nie wat ander mense sien nie. Dit is 'n loon wat gekoppel is aan die ewige lewe. En ek wil jou sê vanmôre, hy sê so, Josua sê hierdie woorde, en ek like Josua. Hy sê hierdie woorde in 24 vers 15, maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag vir wie julle wil dien, of die gode van die vaders ook aan die vraag gedien het, of die gode van die Amarita, in wie die land julle woon. Maar, sê die Here, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is kragtige woorde. Hy sê, kies, en ek sê dit vir julle vanmôre, kies wie jy wil dien. As jy wil die wêreld dien en die wêreld se goed in jou lewe lei, kies dit. As dit reg vir jou is, kies dit. Maar hierdie man hier so voor, sal die Here dien. My huis is net ek en my vrou, my ander kinders het hulle eie huis. Kies waar jy wil wees. Wees man genoeg en vrou genoeg om dit te doen. As jy die Here wil doen, dan los jy al die ander junk wat jy het in jou lewe uit. Jy los daai nonsens uit en kom terug na bekering toe, waar jy vir die Here sê, nie my wil, maar U wil. Ek wil jy vra vanmôre. Ek moet jy smeek vanmôre. Ek dink dis hoekom die kerk so leeg is, omdat die Here het te doen met elkeen wat hier so is vanmôre. Ek wil jou vra, het jy gekies wêreld? Of hou jy nog steeds vas in die wêreld? Die wêreld bestaan vandag uit een ding, is geld. Ongelukkig is dit die waarheid. Jy kan nie lewe vandag sonder geld nie. Maar jy kan nie lewe. Die woord sê in Matteus 4 sê, man shall not live by bread alone, but every word spoken alone, God's word. Man shall not live by that bread,
die brood en brood en brood. Maar, elke woord wat in hierdie Bybel geskryf is ja en amen. Al vat jy dit uit konteks uit. En jy weet, konteks het so geword, ek het gesien al baie, hulle gaan doen die geskiedenis agtergrond van die ding, dan probeer hulle die geskiedenis agtergrond inbring in die woord van God. Geskiedenis het nie te doen eintlik met dit nie, maar die woord het te doen met verandering. Die woord het te doen met optel, groot maak, sterk maak. Dis wat die woord te doen het. Nie afbreek nie. Dis hoekom dit so belangrik is dat jy weet, Johannes 14 vers 1, 2 en 3, wag vir jou, dis nog weer 'n wet wat gaan gebeur. Hy gaan weg, en hy kom terug. Hy kom terug, om jou te kom haal. Niemand weet, wat in die tyd in Matteus 24, sê, niemand weet wat die tyd kom hy. Niemand sien hom, hy is so vinnig soos bliksem in die lug. Net so, lightnings, dan is hy hierso. So, en weet, ons allemaal vol kort. Jy moet dit net herken. Regtig, God soek mense wat dinge kan herken. Hoekom het God nou Pieter wat hom Chilo gegaan het daar? Hoekom het hy Paulus gevat? Hoekom het hy die mense gevat wat so gemaak het? En jy sal kyk, mense van die beste en die diepste predikante is mense wat die pad geloop het en geval het en gestammel en opgestel het en al die dinge wat hy moes die pad loop, wat God vir hom gegee het, en hy daardeur geloop, en toe hy daar kom, toe weet jy presies, hoekom is hy daar, hoekom hy dit doen. Net soos julle en ons. Laat ek dit sê, die pastoor van die gemeente het 'n groot verantwoordelikheid. En met daai verantwoordelikheid gaan hy voor God staan en God gaan hom vra. Die gemeentelede het 'n groot verantwoordelikheid. Wat het jy gedoen vir die gemeente wat jy in is? Dit is baie belangrik dat ons moet weet vandag. En ek wil jou sê, hy kom. Ons praat oor dit, maar regtig, hy kom. Ek wil hê, jy moet verstaan, hy kom. Dat hy kom om jou te kom haal. As jy reg, as jy nou moet doodgaan, as hy nie kom met die wegrapper, as jy vandag moet doodgaan, gaan jy hemel toe? Of gaan jy hel toe? Ek sal liewer dit bepaal op aarde. Ek wil hemel toe gaan. Ek sal my junk los. Ja, Here, ek sal my junk los. Maar ek wil hemel toe gaan, ek wil nie hel toe gaan. Ek wil nie daar in die hel sit vir die reste van die ewigheid en wonder, waar kon ek gewees het as ek die Here gedien het? Ek wil jou sê, dit is belangrik om by die woord te bly, nie by doktrine van die kerk. Ek is in 'n kerk. Ek was in die volle evangelie kerk ook, as 'n pastoor. Maar ek nooit daai doktrine gepreek nie. En hierso ook, ek preek nie die doktrine nie. Ek preek die woord. Omdat hulle doktrine is gebaseer op die woord van God. Nie op wat mense gesê het, dokters en professors, maar wat Jesus gesê het. Dis hoekom ek die kerk gejoin het, vir daai rede. Wat Jesus sê het gegaan, nie wat mense gesê het gegaan, nie wat my kerk sê het gegaan, nie wat ou broer Ralf het gesê het gegaan, maar wat sê die woord? Ek moet die geskiedenis agtergrond vat en begin die konteks van die geestelike dinge wat God van praat saamsmelt. Dit is so dat dit was in daai tyd. Maar die doel daarvan was om mense op te lig en te vernuwe en krag te gee. Om mense op te tel en vir hulle te gesond maak. Amen. So, ek wil jy met julle hande opsteek vir môre saam met my. Ek gaan my hande opsteek, ek is nie bang vir dit. Ek sal nie
my hand opsteek en weet ek gaan iewers een, dan om my hand nie op te steek nie, en ek gaan help jy, ek wou net hier so uitloop, ek krijg hard nie. Ok, so ons kan nie sê, ek kan nie so weet nie, maar ons sê nie, dit is 'n werklikheid, dit is 'n feit, dat ons almal moet doodgaan, almal sal rekenskap gee, vir elke woord wat jy gaan uit, sal jy rekenskap gee, vir elke daad wat jy gedoen het wat verkeerd is, so as jy teen die woord gaan, dan gaan jy rekenskap gee, as jy ismis in die woord ingebruik, gaan jy rekenskap gee, as jy vloek, gaan jy rekenskap gee, as jy rook, gaan jy rekenskap gee, as jy drink, gaan jy rekenskap gee, as jy skelm is, gaan jy rekenskap gee, al die dinge, jy gaan rekenskap gee, besit wat die woord sê, die wat ek sê, daarom moet ek ook my lewe elke nou dan reg, rak en pluk. Jy dink, omdat ek 'n pastoor is, laat ek dit sê, is 'n ander lewe. En ek wil jou vra, wie van julle vanmôre, saam met my, gaan sê, Here, help my vanmôre. Help my. Yes, help my. Kom ons bid. Here, U sien die hande. Help ons vanmôre, Here. Ons is mens, maar ons is so dankbaar dat U vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha. Ons is dankbaar, Here, dat U vir ons 'n wonderwerk gedoen het in ons lewens. Ons is dankbaar, Here, dat elke dag, al moet ons deur die vallei gaan, Here, dat U saam met ons, U het ons nooit vergewe of verlaat nie. Ons bid, Here, vandag, verandering sal plaasvind in elke een van ons, wat 'n hande in die lug is vanmôre. Dat U vir ons sal vernuwe, ons sal krag gee, ons sal nuut maak, ons sal optel, ons sal maak ware kinders van die Here. Ons bid in Jesus naam.